So ons lees dan saam Hebreërs 13 vanoggend, eerste 6 verse. Vir die van julle wat wil uit eerbied vir die Here, kom ons staan en lees saam. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word, asof hulle self ook mishandel word. Die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Hou julle lewe vry van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het. God self het gesê, ek sal julle nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Ek kom maar weer sê dankie. Vriende, in die voorafgaande 12 hoofstukke was die fokus die heerlikheid van Jesus Christus. Die skrywer het dit behoorlik uitgespel en ook die seën wat ons as gelowiges van hom, Jesus, ontvang. Hebreërs is 'n boek wat absoluut Christus gefokus is. En mense kan saamstem met die Britse prediker Charles Spurgeon wat gesê het, van alles wat ek wou sê, is dit die som. My broeders, verkondig Christus, altyd en vir ewig. Hy is die hele evangelie, sy persoon, ampte en werk moet ons groot, allesomvattende tema wees. Die wêreld moet vertel word van sy verlosser en van die weg om hom te bereik. Geseënd is die bediening waarvan Christus alles is. Is dit nie 'n wonderlike opsomming van wat ons taak as Christene is nie? Hebreërs 13 is dan 'n praktiese gevolgtrekking op die diepliggende leringe oor Christus se hoëpriesterlike werk, sy ewige offer en die beter verbond. Hier leer ons hoe ware geloof in Christus sigbaar word in die daaglikse lewe. Dis nie werke op reaksie van die wet nie, maar vrugte van ware wedergeboorte. 'n lewe geanker in genade. By vandag se teksgedeelte en ook die res van hoofstuk 13 sien ons egter 'n keerpunt in die brief. Hoofstuk na hoofstuk het die skrywer geargumenteer van hoofstuk 1 tot 12. Jesus is beter, so bly volhard. Jesus is beter as die profete, as die engele, Moses, Joshua, Aaron en die Levitiese priesterskap. Hy is 'n beter profeet waardeur God sy woord verklaar het, 'n beter priester wat die volmaakte verlossingswerk volbring het, en 'n beter koning wat nou op die troon sit. Hy is 'n beter hoërpriester, 'n beter verbond, 'n beter offer en 'n beter rus. Moenie Jesus vir enigiets verruil nie, want niks is so goed soos Jesus nie. Omdat hy onvergelyklik groot is, staan vas in hom, selfs in die moeilike tye. Daarom dan die tema vir vandag, Almagtige Helper. En hierdie helper is Jesus. En ons gaan in die volgende paar minute uit die skrif leer hoe Jesus vir ons 'n helper en 'n voorbeeld is in ons eie lewe. Terug dan by hoofstuk 13. En die skrywer wys vir ons hoe dit lyk om vas te staan in Jesus. As ons verstaan van Jesus beter is, as ons hom leer ken, hoe beïnvloed dit ons daaglikse lewe? Dis tog 'n logiese vraag. As Christen gelowige, hoe speel geloof en 'n dankbare lewe uit in die praktyke van elke dag? Wat moet ons doen om in Jesus vas te staan in ons persoonlike lewe? Wat 'n verskil maak dit as jy werklik besef dat Jesus onvergelyklik groot is? En wat beteken dit om God te volg? Ek weet dis 'n hele lys vrae om oor na te dink, maar gelukkig vriende help hierdie gedeelte ons vandag om hulle almal te beantwoord. En die antwoord in hierdie gedeelte is eintlik eenvoudig. As jy verstaan wie Jesus is, dan raak dit sigbaar in jou dade. Die skrywer beskryf hoe dit lyk
om op Jesus se werk te vertrou en saam met hom te wandel. Dit is wat met elkeen van ons gebeur wanneer ons eie geregtigheid laat vaar en op Christus se verlossingswerk vertrou en dan met volharding saam met hom leef. Kom ons kyk na elk van hierdie 6 verse en hoe die skrif ons help om ons praktiese lewe saam met Christus in te rig. En voor ons dit vers vir vers gaan behandel, moet jy weet ons 3 oorhoofse temas of sake wat hy hanteer. Jesus se grootheid lei ons tot liefde, vers 1 tot 3, die huwelik of eintlik seksuele reinheid, vers 4, en ook tevredenheid, vers 5 en 6. En dit begin met die liefde by vers 1. Ek lees dit weer vir ons. As broers moet julle mekaar altyd lief hê. Nou, hoe wys Jesus se grootheid in ons lewens? Deur die manier waarop ons medegelowiges liefhet. Hierdie aspek kom altyd feitelik eerste in die skrif. Een van die sekerste tekens dat ons lewens deur Christus verander is hoeveel liefde ons vir ander Christene het. Die liefde wat God aan ons bewys het, vloei oor na liefde vir ander. Die Nuwe Testamentiese kerk is nie 'n organisasie of 'n klub of 'n vereniging nie. Dit is 'n broederskap. En die skrywer wil dit aan die lesers van hierdie brief beklemtoon. Die broederliefde moet bly voortbestaan. In Hoofstuk 12 vers 14 skerp die Hebreërskrywer sy lesers op om die vrede in die gemeente na te jaag. Die oproep is dus nie net tot liefde nie, maar dat die liefde moet bly. 'n Volgehou liefde wat voortkom uit die eenheid in Christus. In die gereformeerde verstaan is liefde nie blote emosie nie, maar 'n respons op die liefde waarmee God ons eerste lief gehad het. 1 Johannes 4 vers 19. En waar Christus regeer, word die liggaam van Christus gevorm. En in daardie liggaam behoort ons mekaar te dien en lief te hê, soos Christus ons liefhet. Johannes 13 vers 34. Paulus verwys ook na broederliefde in Romeine 12 vers 10. Daar staan: betoon hartlike broederliefde teenoor mekaar, bewys eerbied teenoor mekaar en wees mekaar daarin tot voorbeeld. En die apostel Petrus leer ons ook in 1 Petrus 1 vers 22: nou dat julle in gehoorsaamheid aan die waarheid gereinig het om mekaar as broers ongeveins lief te hê, moet julle mekaar dan ook van harte en vurig lief hê. Ware broederliefde kom nie uit menslike pogings nie, maar is 'n werk van die Heilige Gees in die hart wat deur Christus herskep is. Ek herhaal, ware broederliefde kom nie uit 'n menslike poging nie. Dis niks wat ons hier binne het wat maak dat ons liefde teenoor ander het nie. Maar dit is 'n werk van die Heilige Gees in die hart wat deur Christus herskep is. En daardie liefde is nie net abstrakt nie. Bob Goff was reg toe hy gesê het, love does. Liefde is nie net 'n gevoel nie. Dit word sigbaar deur dade. En die Hebreërskrywer help ons hier en hy verwys na 2 dade spesifiek in die volgende 2 verse. Ons gaan nou praat oor gasvryheid in vers 2 en daarna gevangenisbediening vers 3. So vers 2 het ons gelees: moenie nalat om gasvry te wees nie, want deur gasvry te wees, het sommige mense sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Die grootheid van Jesus lei ons om vreemdelinge in ons huise in te nooi en hulle daar te verwelkom of hulle daar welkom te laat voel soos vriende. In die antieke wêreld was dit gevaarlik om te reis en herberge was in die algemeen immoreel, duur en onhygiënies. Christene wat gereis het dikwels ander gelowiges nodig gehad om hulle te huisves. Die oplossing wat ons hier sien in vers 2, nooi hulle in en wees gasvry. Nou ek is seker u het al gereis en vakansie gehou in 'n vreemde dorp en dan op 'n Sondag die erediens daar gaan bywoon. Daar sit 'n mens dan tussen vreemdelinge en tog voel jy tuis en mens word vriendelik ontvang. Maar hoekom is dit? Omdat hulle, daardie gemeente en daardie gelowiges, ons familie in Christus is. Soos die skrywer sê, as 'n Christen by jou opdaag, behandel hom of haar soos familie. Laat hulle toe in jou huis en bedien hulle nood.
Ons het dalk vandag goeie hotelle en gastehuise, maar die behoefte aan Christelike gasvryheid is nog steeds groot. Ons leef in 'n tyd van eensaamheid. Gebruik jou huis as 'n plek van liefde en bediening. Dis so belangrik dat Paulus dit as een van die vereistes vir 'n ouderling beskou. Hy sê dit in sy brief aan Timoteus. En in Romeine 12 vers 13 skryf hy oor dieselfde onderwerp. Daar staan: help die medegelowiges in hulle nood en lê julle toe op gasvryheid. Petrus voeg daarby en help ons met ons gesindheid teenoor gasvryheid. Hy sê in 1 Petrus 4 vers 9: wees gasvry teenoor mekaar sonder om te kla. Gasvryheid moenie 'n las wees nie. Dis nie 'n missie om mense in te bring en dat jy daarna moet opsien nie. Dis 'n geskenk van die Here. Gasvryheid kom van die Gees af. En Jesus self leer ons in Matteus 25 waar hy praat oor die laaste oordeel, dat ons optrede teenoor ander beteken dat ons dit aan hom ook doen. Vers 35 sien ons: neem dit as erfenis en besit, want as ek was honger en julle het my iets gegee om te eet, dors en julle het my iets gegee om te drink, ek was 'n vreemdeling en julle het my gehuisves. Hier is 'n oproep tot Christelike diensbaarheid, vriende. Gasvryheid in die skrif is dikwels 'n bediening teenoor randfigure, die armes, die reisiger en die onbekende. Calvin leer dat die beeld van God in elke mens, dit wat hy in ons kom doen, ons beweeg om liefde en deernis uit te leef. Hierdie gasvryheid is nie uit verdienste nie, maar dit is 'n vrug van genade, omdat ons self vreemdelinge en pelgrims is wat die barmhartigheid van God ontvang het. Efesiërs 2 vers 12 en 13. Ons gasvryheid weerspieël iets van God se alles genoegsame sorg en Christus se liefde vir die buitestander. Dit betoon jou liefde teenoor 'n medegelowige, maar dit bied ook die geleentheid om die evangelie met ander te deel. Dit bring ons dan by vers 3. In vers 3 handel oor die gevangenes. Daar staan: dink aan die gevangenes asof julle self ook gevangenes is, en aan die wat mishandel word, asof julle self ook mishandel is. In tye van vervolging is Christene gevange geneem. Dit is maklik om hulle te vergeet, en is gevaarlik om hulle te besoek. Maar die skrywer sê, onthou hulle en gaan besoek hulle. Al is ons konteks hier in Suid-Afrika anders vandag, en dit vir ons moontlik is om soos vandag 'n erediens te kan hou en kan bywoon sonder die risiko van vervolging en arrestasie, is dit nie oral so in die wêreld nie. Daarom moet ons dink aan gelowiges in lande soos Afghanistan, Noord-Korea, Somalië, Jemen, Eritrea, Pakistan, Iran en Indië. Bid vir hierdie medegelowiges, soos jy sou doen asof jy self ly. Maar verbreed dit ook. Waar is daar lyding waar ons kan help, hier in ons onmiddellike konteks? Selfs al vra dit opoffering. Hier sien ons die waarheid van die liggaamseenheid in Christus. As een lid ly, dan ly ons almal. Hierdie verbondenheid is nie slegs emosioneel nie, maar dit is gegrond in die werklikheid dat alle ware gelowiges in Christus verenig is. Ook in Matteus 25 vers 36 sien ons dat Jesus vir ons sê, ek was in die tronk en julle het my besoek. Paulus skryf in Kolossense 4 vers 18 dat die gemeente van Kolosse, aan wie hy skryf, aan hom moet dink daar waar hy as gevangene sit. Hierin is 'n oproep tot solidariteit, 'n belydenis van geloof wat prakties uitgeleef word in medelee, gebed en ondersteuning. Ons kyk nie weg van lyding nie, want Christus self het gely en hy identifiseer hom met die wat gely het. So dit sluit dan die deeltjie van liefde af, die saak wat hy daarin gespreek het, en die volgende saak wat nou te staan kom in vers 4, gaan oor die huwelik, seksuele reinheid. Vers 4 lees ons, die huwelik moet deur almal eerbaar gehou word. Wees in die huwelikslewe getrou aan mekaar, want ontugtiges en egbrekers sal onder die oordeel van God kom. Laat die huwelik deur almal in ere gehou word, en laat die huweliksbed onbevlek wees, want God sal oorreders en egbrekers oordeel. Destyds, soos nou, was seksuele losbandigheid algemeen. Sommige het alle seksuele kontak afgekeer, en ander het dit vrylik geniet buite die huwelik.
Die Bybelse antwoord is: seks is 'n wonderlike gawe van God, bedoel vir die huwelik tussen een man en een vrou. Ons moet dit nie misbruik nie, maar waardeer en geniet dit binne sy ontwerp. Seksuele reinheid is 'n stryd. Dit is so toe Hebreërs geskryf is en dit is so ook steeds vandag. Maar Jesus red seksuele sondaars. Daar is hoop, reiniging en hulp beskikbaar. Hierdie vers staan teenoor die wêreld se ligsinnigheid oor seksuele reinheid. Die huwelik is nie net 'n sosiale instelling nie. Dit is 'n verbond wat God self ingestel het. In die gereformeerde verstaan is die huwelik 'n simbool van Christus se verhouding met sy bruid, die kerk. Efesiërs 5 vers 25 en verder. En van Genesis af leer die skrif ons dat God ons as man en vrou geskaap het. In Hosea 2 vers 24 staan daar: daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe en hulle sal een word. In Tessalonisense 4 vers 3 en verder sien ons die volgende: dit is die wil van God dat julle heilig moet lewe, weerhou julle van onsedelikheid. Elkeen moet weet dat hy met sy vrou heilig en eerbaar moet leef. En Spreuke 5 getuig ook van 'n getroue liefde binne die huwelik. Om die huwelik te eer, vriende, is om God se skepingsorde te eer. Seksuele reinheid is 'n vorm van heiligmaking, nie as 'n manier om God se guns te verdien nie, maar eerder as vrug van sy genadewerk in ons. Getrouheid in die huwelik is aanbidding, 'n erkenning van God se heiligheid en skepingsdoel. Daarom ook die waarskuwing dat die oortreders en egbrekers onder die oordeel van God sal staan. Dit is nie God se wil dat ons seksueel onrein moet wees nie. Volgende saak wat die skrywer dan met ons hier bespreek is die saak oor tevredenheid. Vers 5 en 6. Maar eers vers 5. Daar staan: hou julle lewe vry van geldgierigheid, wees tevrede met wat julle het. God self het gesê: ek sal jou nooit verlaat nie, jou nooit in die steek laat nie. Die vers sluit aan by wat ons hierna in vers 6 gaan sien. So kan ons met vertroue sê: die Here is my helper, ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Jesus gee ons genoeg. Selfs as jy geld, werk of sekuriteit verloor, jy het nog steeds vir Christus. En hy is alles wat ons nodig het. Ons eindbestemming is 'n erfenis wat nooit sal vergaan nie. En dit is Jesus self. Dis opmerklik dat hierdie vermaning in vers 5 onmiddellik volg op die vermaning aangaande die huwelik. As die skrywer by die voorafgaande vers die 7de gebod in gedagte gehad het, dat jy nie egbreek mag pleeg nie, volg nou die 8de gebod wat sê mens mag nie steel nie. En geldgierigheid en diefstal hang baie nou saam. Die fokus is dat jy as gelowige tevrede moet wees met wat jy het. Dit wat jy van God af ontvang. Want God sal sorg vir alles wat ons nodig het. Tevredenheid is nie selftevredenheid nie, maar 'n hart wat rus vind in die voorsiening en teenwoordigheid van God. Geldgierigheid is in wese 'n vertroue op aardse sekuriteit, eerder as op God se sorg. Calvin beskryf dit as 'n afgod van die eie hart en is dus 'n vorm van afvalligheid. Paulus skryf aan Timoteus hieroor en in 1 Timoteus 6 vers 10 lees ons: geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal. Daardeur het hulle self baie ellende op die hals gejaag. En in sy Filippense brief skryf hy in hoofstuk 4 vers 11 tot 13 daaroor dat hy in sy eie lewe al armoede en rykdom ervaar het, dat hy genoeg gehad het om te eet en ook al honger gely het. Maar in dit alles was hy nog steeds tevrede en het hy geweet dat hy tot alles in staat is deur hom, dis Jesus, wat hom krag gee. So Paulus se omstandighede het nie gemaak dat hy tevrede is of ontevrede is nie. Dit is alles in elk geval uit God se hand. Jesus waarsku ons ook in Matteus 6 vers 24 teen die gevaar om geld die belangrikste in jou lewe te maak. Daar staan: niemand kan vir 2 baase te gelyk werk nie. Hy sal of die een minder ag en die ander hoor, of vir die een meer oor hê en die ander een afskeep. Julle kan nie God en Mammon saam dien nie. Elke gelowige moet weet, God self is ons erfdeel en dit is genoeg. Psalm 73.
Die verbondsooreenkoms, ek sal jou nooit verlaat nie, is die fundament van ware vrede. Die stryd teen geldgierigheid is 'n geloofstryd, om te leer om in alles op God alleen te vertrou. Laastens bring dit dan ons ten slotte by vers 6. Daar het ons gelees, daarom kan ons met vertroue sê, die Here is my helper, ek ken geen vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Die finale vers sluit af met 'n kragtige geloofsbelijdenis. Dit beklemtoon God se soewereiniteit en sy voorsienigheid. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Paulus skryf dit in Romeine 8 vers 28 en 'n paar verse verder in vers 31 sê hy, wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? In Jesaja 41 vers 10 het God aan die profeet beloof, moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas. Met my eie hand red ek jou. Hoe bemoedigend is daai? Hierdie geloofsvertroue is nie 'n tipe optimisme waaroor ons opgewonde raak nie, maar eerder 'n sekerheid gegrond op God se karakter. As God ons helper is, watter vrees kan standhou? Ware moed en vrede kom nie uit omstandighede nie, maar uit God se onwankelbare teenwoordigheid en sy beloftes aan ons. Dit is baie duidelik hoe hierdie laaste 3 verse 'n lynreg insny teen die gees van die wêreld. En daarom dien dit ook as 'n waarskuwing dat ons as gelowiges nie gelyker moet raak aan die wêreld nie. Ons moet onsself afvra, hoe lyk dit as jy die grootheid van Jesus raak sien? Jy word verander. Jy begin ander lief hê. Jy streef na reinheid en jy vind tevredenheid in Christus. Dis nie iets wat jy self bewerkstellig nie. Dis wat gebeur wanneer jy vasgevang word deur die glorie van Jesus. Hy, ons almagtige helper, stel ons in staat om die lewe saam met hom volgens sy wil uit te leef. Die Christelike lewe is nie 'n tipe moraliteit of prestasie nie. Dit is 'n lewe wat gevorm word deur die gevolge van genade. Hebreërs 13 vers 1 tot 6 is 'n uitvloeisel van die evangelie van Christus wat diep in ons harte ingewerk is. Die belofte dat hy ons nooit sal verlaat nie. Onthou Paulus se woorde aan die Filippense. In hoofstuk 2 vers 13 skryf hy, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Mag dit vir elkeen van ons waar wees. Amen. Kom ons bid. Almagtige en getroue Vader, ons loof U vir die rykdom in die woord wat U vanoggend tot ons bring. U het ons herinner aan die lewe waartoe ons geroep is, om mekaar met volharding lief te hê, om gasvry te wees, om saam te lei met die wat swaar kry, om rein en getrou in ons lewenswandel te wees, en om ons harte vry te maak van die liefde vir aardse goed. Here, ons bely dat ons nie altyd hierdie dinge doen nie. Ons harte is dikwels selfgerig, ons vertroue dikwels wankelrig. Maar ons dank U dat U beloof het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. U is ons helper, ons sal nie vrees nie. Laat die woord wat vanoggend gesaai is, nie leeg na U terugkeer nie, Here. Laat dit wortel skiet in ons harte en vrug dra in ons daaglikse lewe. Gee dat ons as gemeente U liefde uitleef in ons huwelike, ons gesinne, ons werk en teenoor vreemdelinge en lydendes. Versterk ons geloof, o Here, sodat ons elke dag met vergenoegdheid kan lewe, wetende dat U genoeg is vir elke behoefte. Ons dank U vir die stem van U Gees deur die woord en ons vra, lei ons nou met U vrede en wees met ons in die week wat voorlê. In Jesus naam bid ons dit. Amen.